Vandag is dag 19. Versoening is wanneer 'n gebroke verhouding herstel word. En dit geld vir mense onderling, maar ook vir ons verhouding met God. Versoening is 'n geskenk van God wat moontlik gemaak is deur die dood en die opstanding van Jesus. Soos ons op dag 10 gesien het, is die storie van Rahab in Josua 2 'n pragtige illustrasie van hoe God versoening bring. As Kanaanitiese vrou was Rahab deur sonde van God vervreem. Sy het gekies om haar geloof in God te plaas en nie te swig voor die druk van haar mense nie. So bring die bloed van Jesus herstel in ons verhouding met God. Dit bring vrede en maak ons deel van God se familie. Ons word deur sy kinders volgens Johannes 1 vers 12. Net soos wat Rahab die prostituut deel geword het van God se volk. Van die begin van die wêreld af het die mensdom afvallig geraak en geestelik van hom vervreemd geraak. En tog het God in sy liefde die kloof oorbrug deur die storting van die bloed van sy seun Jesus. Versoening het herstel van die verhouding tussen ons en God beteken. Volgens die Bybel bring sonde skeiding tussen ons en God en net die bloed van 'n onskuldige offer kan sonde wegneem. Jesus, die volmaakte lam van God, het die finale en volmaakte offer gebring. Sy bloed het die prys betaal van ons versoening met God. Die straf vir ons sonde was op hom. Dit bring nie net vir ons versoening nie, maar ook toegang tot God. Ons reaksie daarop behoort 'n lewe van liefde vir hom, dankbaarheid en toewyding te wees. Ons moet daardie boodskap van versoening ook met ander mense deel. Rahab se verhaal is ook 'n uitnodiging om ons verhouding met God weer in oorweging te neem. Is daar dalk dinge wat jou van hom af vervreem? Die bloed van Jesus bring vergifnis. Dit bring herstel en vrede. Jy kan kom net soos wat jy is en hom vertrou om jou weer nuut te maak en die verhouding te herstel. Kom ons bid so vir 'n oomblik saam. Dankie Hemelse Vader dat u versoening deur Jesus se bloed volledig en volmaak is. Dankie vir u vrede ongeag ons verlede. Dankie dat ons deel mag wees van u plan met hierdie wêreld. Amen.